Christus. Ons skriflesing vanoggend kom dan uit die Nuwe Testament uit Lukas uit. Lukas hoofstuk 18. Lukas hoofstuk 18, ons gaan saam lees vanaf vers 15. Baie bekende gedeelte uit die woord van die Here uit. Het lyk of almal die gedeelte gekry het. Kom ons lees saam met die woord van die Here uit. Lukas 18:15. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep, gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so, dan nader ons die Here in gebed. Here onse God, wat 'n voorreg het ons nie om so by mekaar te kom. En Here, een van die sakramente wat U ingestel het, dat ons dit vanoggend kon bedien. Dankie Here vir ouers wat gehoorsaam is. Ouers wat hulle kind na U toe bring en waar hulle 'n belofte kom maak voor U, Here. Waar hulle sê, hierdie kind sal ons groot maak in U weë. Here, vanoggend is dit ook 'n herinnering aan elkeen van ons, wat ook daardie doopbelofte gedoen het. Here, dat ons opnuut weer opgewek sal word, om werklik waar ons kinders groot te maak in U weë. En Here, ons is nou in 'n wonderlike tyd van die jaar en 'n tyd waarin U ook mens geword het. 'n Tyd waar die Here Jesus daar in 'n krippie gelê het en waar mense gekom het en hom geëer het. Waar hulle geskenke gebring. Ek dink nie hulle het besef, Here, dat hulle voor die grootste geskenk ooit staan. Want U is ons Kersgeskenk. En U het gekom om vir ons te sterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Maar Here, U sê ook, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet wedergebore wees. Daarom bid ons, Here, vir ons land. Ons bid vir ons volk. Ons bid vir Veldrif en Weskus en elke gebied hier rondom, Here, dat mense U sal ontmoet as hulle verlosser en salig maak. Here, dat hulle werklik waar sal weet, hulle het ook nodig om weergebore te word. Maar dankie Here, vir U genade wat so groot is oor ons. Here, dat U by elkeen van ons kom stil staan. En U woord sê, U wil nie hê dat een verlore gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Daarom bid ons, Here, vir die redding van siele. Ook in ons eie families, waar daar mense is wat U nog nie ken nie. Here, dat U self aan hulle sal openbaar. Ons bid vir hulle wat siek is. Here, U die siekelys gehoor. Daar is mense, Here, wat vanoggend miskien hier is, wat 'n soeke na U het. Mense wat 'n bekommernis het. Here, wil U nie by hulle ook stil staan? Wil U nie ook U liefdevolle hand op hulle kom neerdruk? En vir hulle sê, hier is ek. En U genesende hand, U reddende regterhand op hulle kom plaas. Maar dankie ook, Here, vir hierdie oggend. 'n Oggend wat U op sy geskuif het. Dat ons aan die voete kan kom sit en kan kom hoor wat U vir ons wil sê. Daarom bid ons en vra ons, Here, kom spreek met elkeen van ons. Want ons het U nodig.
Spreek nou, Here, want u diensknegt en u diensmaagd luister. Bid ons dit dan in die naam van ons koning Jesus met danksegging. Amen. Nou liewe gemeente, ons teks van oordenking vanoggend kom dan uit Lukas 18 vers 16. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God." En wil ek vanoggend met u kom praat onder die tema: Kinders is belangrik vir God. Nou nadat die mens uit Eden verban is, lees ons in Genesis 4 vers 1, en die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: "Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here." Die eerste kind wat gebore was 'n mannetjie met die naam van Kain, en Eva kom en sy gee die getuienis: "Ek het 'n kind gekry of 'n man gekry met die hulp van die Here." Daarna is Abel gebore en so is die hele mensdom dan se voortbestaan verseker. Kinders speel 'n baie belangrike rol in die Bybel. Die geskiedenis van Moses begin waar hy 'n babietjie was en weggesteek was. Samuel se geskiedenis begin waar sy moeder hom van die Here af gebid het. Dan kom ons in die Nuwe Testament en ons lees van 'n klein seentjie wat 5 brode en 2 visse gehad het en hoe die Here hierdie klein seentjie gebruik en dan ook die voedsel wat hy gehad het om 'n hele skare mee kos te gee. Kinders is belangrik vir die Here. En daarom is daar so baie beskrywings waar die Here met kinders was. Kinders is 'n geskenk wat van die Here afkom. Dis seker een van die grootste geskenke wat 'n persoon kan ontvang. Die liefde van God die Vader wat hy kom afdruk op ons wat sy kinders is en dan weer ons verantwoordelikheid as ouers om God se liefde in die kinders se lewens in te kom prent. Dat hulle kan weet wat die liefde is wat God vir u en vir my het. God se liefde vir kinders word dan ook bewys daar in die boek Jona, waar Jona daar sit en kyk na die stad Ninive en hy wil hê die stad moet verwoes word en die Here sê in Jona 4 vers 11: "Maar ek mag Ninive, die groot stad nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is wat nie kan onderskei tussen hulle regter en hulle linkerhand weet nie." En ons weet dit is kinders waarna hier verwys word. 'n Stad met meer as 120 kinders en die Here wil hierdie stad bewaar. Here Jesus het gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie." Dis vir die Here 'n groot saak. Ons lees in Matteus 18 vers 5: "En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit sal vir hom beter wees dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en dat hy wegsink in die diepte van die see." Dit klink vir ons miskien erg, maar dit is hoe lief God kinders het. Ons is nou in die Kerstyd en oral word gesing van die kind wat gebore is. Oral is daar kribbies en die kind word voorgestel. Die Hemelse Vader het 'n kindjie gestuur. 'n Kind wat deur 'n moeder groot gemaak word. 'n Kind wat deur God gegee is. Op 'n wonderbaarlike wyse. 'n Moeder wat ook lief was vir haar kind. Ons lees in Lukas 2 vers 48: "En toe hulle hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom: Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Die voorbeeld
van die liefde wat daar is. Maria en Josef wat met angs na die Here Jesus soek omdat hulle hom nie kon kry nie. En vir u en vir my vandag is dit 'n belangrike boodskap. Kinders moet liefgehê word. Dis 'n geskenk van God. En kinders moet in die weë van die Here grootgemaak word. En miskien is dit 'n boodskap wat vandag minder en minder vertel word. Want mense dink baie keer kinders se liefde word aan hulle bewys deur vir hulle geskenke te gee. Deur hulle toe te laat om alles te doen wat hulle wil doen. En dis nie Bybels. Die Here sê hy tigtig hulle wat hy liefhet. En ons is sy kinders en hy kom wys vir ons ook hoe ons kinders moet grootmaak. En vanoggend gaan ons kyk juis hoekom kinders vir God belangrik is en hoe ons hulle moet grootmaak. So in die eerste plek sien ons kinders is belangrik vir God en daarom gee hy hulle vir ons. In 1 Samuel 1 vers 19 lees ons: Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. En by die wissing van die jaar het Hanna wat swanger was 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Hanna kon nie swanger word nie en hulle bid. En die Here sien vir Hanna raak en hy gee vir haar 'n kindjie. Die Here gee die kind. Nou so 'n bietjie getuienis van ons eie lewens. So meer as 10 maande, nee, hele rukkie terug. Kom Herman en Saskia na ons toe en hulle sê, Saskia is swanger. En ons sê, wat? Dis nommer 4. En ek sien my vrou vir ons vir my. Maar ons sê, wat? Hoe gaan julle die kind grootmaak? En weet julle wat sê hulle vir ons? Die Here het daai kind gegee. En wanneer mens teruggaan na die woord toe, en wanneer jy gaan ophou kyk na al jou aardse denke, en hoe gaan jy kinders grootmaak, en wat die kostes daarin is, en jy besef weer eens net, dis God wat lewe gee. En nou, kry daai klein mannetjie daar rond, met sy strikdasie, en hy antwoord my, en ons sal hom vir niks anders verruil nie. Want die Here het hom gegee. En elke kind wat hier is deur God aan u as ouer gegee. Dis 'n wonderwerkie. God se hand wat oop was. Die hartseer vandag is. Hoeveel kinders word oorgelaat aan hulle eie lot? Hoeveel kinders moet maar net voortgaan met die lewe? Haas 'n kredietkaart, daar gaan jy. Is dit die voorbeeld wat ons van die Here gekry het? Ek dink nie so nie. Die Here gee vir ons kindertjies met 'n spesifieke doel, dat ons hulle sal grootmaak in sy weë. Dis hoe God vir ons kinders gee. Maar dit bring my ook by die volgende. Kinders is belangrik vir God en daarom versorg hy hulle. In 1 Konings 17 vers 12 staan daar, maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Jy onthou wat het gebeur daar met die weduwee? Sy het gesê, maar ek het nie kos nie. Elia, jy kan hier bly, maar ek kan jou nie versorg nie. En ek het net hierdie seun van my en ek is bekommerd, want ek kan hom nie eens kos gee nie. Want gebruik die Here vir Elia en hy doen 'n wonderwerk. En ja, Elia is gevoed,
Maar daai weduwee en daai kind is ook gevoed. Die Here het kom versorg. Die Here het aan hulle behoeftes kom voorsien. En weet jy wat, daar is vandag soveel getuienisse. Gaan praat met ons predikante. Veral met hulle wat baie kinders het. Hoe die Here voorsien op wonderbaarlike wyse. En 'n gesin en kinders wat saam groot word, is 'n wonderlike gawe van God. En waar die Here iets gee, sal die Here voorsien. Al wat die Here vir ons vra is, ons moenie roekeloos wees nie. En ons moet in sy weë bly en ons moet weet, hy is die Vader wat gee. En dan kom die Here en hy voorsien. Ek het gesien in hierdie laaste tyd, hoe die Here vir ouers wysheid gee, om hulle kinders groot te maak. En baie mense dink vandag dat geld is alles. 'n Kind moet alles hê wat hy wil hê. Hy moet Nike tekkies hê en Wrangler, weet nie wat nie, en Lee denims en wat. Dis nie wat 'n kind soek nie. 'n Kind wil net weet sy ouers is lief vir hom. Daarom doen die Here dit. Daarom voorsien die Here. En dit bring my dan by die volgende. Kinders is belangrik vir God en daarom doen hy wonderwerke. In Markus 5:42 lees ons, en die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, en sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermate verbaas. Nou hierdie gedeelte gaan oor die dogtertjie van Jair. Jy weet wat daar gebeur het? Sy was eintlik dood gewees. En die Here kom daarso en hy sê, moenie bekommerd wees nie. En die Here doen 'n wonderwerk en hy wek haar op. In Lukas 8 vers 54 staan daar, en toe hy hulle almal na buite uitgejaag het, gryp hy haar hand en roep en sê, dogtertjie, staan op. En sy het opgestaan. En daar's hierdie getuienis, deur die jare soveel getuienis van hoe die Here wonderwerke gedoen. Hier in Veldrif in daai pastorie het die Here wonderwerke kom doen. 2 kindertjies wat eintlik nie kan hoor nie. En die Here kom voorsien. Ek weet nie of Lara u vertel het van die ander wonderwerk nie, want sy vertel dit vir almal. Kan ek maar dit noem? Nee. Saskia sê ja, want sy het bestuur. Hulle ry. Of Saskia trek die kar uit die erf uit. Lara is nêrens, sy is in die huis. Die volgende oomblik is Lara onder die kar. En die hand van die Here is oor daai kind. Nou vertel sy vir ons, sy was baie slim, sy het plat geval. Maar die Here het beskerm. Soveel sodat sy net skrapietjies het. Die Here doen wonderwerk. Vir ons kinders. In ons lewens. En dis die God wat ons vandag dien. 'n God wat omsien na sy kinders. 'n Here wat net wil hê ons moet binne in sy weë bly en hy sal voorsien. Dag na dag. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Mense raak bang. Hulle vlug oor see. Want in Suid-Afrika is daar nie 'n toekoms vir my kind nie. Weet jy wat? God het daai kind in hierdie land gegee. So God sal voorsien. Al wat ons moet doen is sê, Here, hier's ek. Ek is u kind en ek volg u. En die Here doen die wonderwerke. Dit bring my dan by die laaste. Kinders is vir God belangrik, omdat sy seun ook 'n kind was. Markus 1:23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ek dink enige vader wil altyd weet dat sy kind veilig is. Ons wil weet ons kinders is beskerm. Ons sal enigiets doen om ons kinders te beskerm teen allerlei aanvalle wat daar is.
Maar wanneer ons gaan kyk na ons hemelse Vader, die wonderwerk wat hy gedoen, dat hy die Here Jesus Christus gestuur om mens te word, sodat hy kan sterf. En dis nie maar net 'n sterf nie, dis 'n sterf vir sondaar mense wat hom nie eers wil ken nie. 'n vreeslike sterwe aan die kruis, waar mense uitgeskree het, kruisig hom. Vir u en vir my. God die Vader het sy seun gestuur, sodat ons gered kan word. Sodat daar vir ons hoop is. En dis hoekom die Christusfeestydperk 'n blye tyd is. 'n Tyd waarin ons opgewonde is. Want God het vir ons 'n Kersgeskenk gegee. Die ewige lewe. Vraag vanoggend is: wat doen ek met daai Kersgeskenk? Is ons maar saam met die wêreld daar buite wat almal Kersgeskenkies gee en almal geskenkies onder 'n boom plaas en almal is maar net te bly daaroor? Of weet ons wat het werklik waar gebeur? Weet ons dat Jesus kom sterf het vir ons sonde? Dis hoe lief God u gehad. Gaan nie daai geskenk neem? Of gaan nie daai onder die boom los? En sê ons wag maar tot volgende jaar. Volgende jaar is weer 'n Kersfees. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie of ons volgende jaar het nie. Daarom is dit belangrik dat ons nou ons saak sal regmaak. Dat ons nou kinders van God sal word en wees. Dat ons wedergebore kinders van die Here sal. Ek gaan afsluit. Die disippels sien dat die kindertjies daar rondom die Here Jesus baie besig begin raak. En hulle begin met die ouers beklei en hulle probeer die kinders wegvat en Jesus sê: "Wat doen julle? Laat die kindertjies na my toe kom." En ek dink vanoggend is dit ook ons boodskap. Waar die Here sê: "Laat die kindertjies na my toe kom. Kom julle na my toe, julle wat my kinders is. En kom herdenk dit wat ek vir julle gedoen het." En die Here versorg ons. Hy staan ons naby. Die Here doen wonderwerke vandag nog. En nou is die tyd van wonderwerke. Nou is die tyd waarin u en ek moet bid. Dat mense werklik waar sal weet waaroor Kersfees gaan. Dit gaan oor God se liefde vir kinders. Maak nie saak wat die ouderdom is. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons is vanoggend so dankbaar. Dankbaar vir u liefde. Dankbaar, Here Jesus, dat u mens geword het om vir ons te sterf, sodat ons kan leef. Dankie, Here, vir u genade. Dankie, Here, dat u kindertjies liefhet. Dankie dat u ons liefgehad. Dankie, Here, dat u vir ons 'n sakrament gegee het, waarin ons kan beloof dat ons ons kinders sal grootmaak in u weë. Wees met ons in die res van hierdie dag ook, Here. Wees met elkeen wat op die paaie gaan. Wil jy hulle beskerm, behoed en bewaar. Hou ons naby aan u, Here. Maar Here, hou ons ook trou. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen.